weer gewaai word nie. Tog seker ook nie iemand wat in weelderige klere uitgevat is nie. Die mense wat so aantrek, woon immers in paleise, nie in die woestyn nie. Het julle nie veel eerder uitgegaan, omdat julle 'n profeet verwag het nie? Natuurlik. Ek verseker julle, hy was selfs meer as 'n profeet. Dit is hy van wie die skrif geskryf staan. Ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou gereed maak. Ek verseker julle, onder al die mense wat ooit geleef het, is daar niemand groter as Johannes die Doper nie. Tog is selfs die onbelangrikste mensie in God se koninkryk nog belangriker as hy. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ek hoor eendag mense sê vir my, slim mense, jy moet weet wat is die regte vraag om te vra. As jy die regte vraag kan vra, dan kry jy die antwoord wat vir jou deure oopmaak. Nou as 'n mens 'n predikant was of is, dan is een van die moeilikste vrae wat 'n mens seker kan kry is, as jy 'n beroep kry na 'n ander gemeente toe. En ek het baie vroeg in my studentejare nog, het 'n proffie ons eenkant gevat en vir ons gesê, as jy die dag 'n beroep kry, moet jy asseblief onthou, dit is 'n beroep na 2 verskillende gemeentes toe. Dis een na die nuwe gemeente toe, maar is ook een terug na die ou gemeente toe. Want jy weet nie of jou werk klaar is nie. Jy moet eers daai vraag beantwoord kry. As jy daai vraag beantwoord het, dat jou werk klaar is, dan kan jy aangaan. En baie keer vra mense vir my, waar moet ek gaan woon? Waar moet ek werk? Wat moet ek kies? Hoe moet ek maak? En ek sê elke keer vir mense dieselfde wat dit aanbetref. Dit maak vir die Here nie saak of jy 'n Absa of 'n Capitec werk nie. Dit maak nie vir hom saak in watter skool jy na toe gaan nie, dit maak nie vir hom saak met wat se kar jy ry nie, dit maak nie vir hom saak waar jy jou inkopies gaan doen nie. Die vraag wat jy moet vra is nie, by watter bank moet ek gaan werk nie. Die vraag is, kan ek die Here dien by die bank waar ek gaan werk? Dis die regte vraag. Kan ek die Here dien hier waar ek woon? Die vraag is nie, moet ek met die man of met daai man trou nie. Die vraag is, gaan daardie man my help om die Here beter te dien? Gaan hy my in staat stel om nader aan die Here te kom? En ook die ander kant om, die regte vrou te trou. So is daar verskillende vrae wat mense baie keer vra, en omdat ons die verkeerde vraag vra, kry ons nooit die regte antwoord nie. Kan ek die Here dien daar waar ek is? So om die regte vraag te vra, is 'n uiters belangrike ding. In die teks wat ons gelees het, vra Johannes een van die belangrikste vrae wat daar seker in die Bybel gevra word. Hy is in die tronk gegooi, omdat hy die waarheid gepraat het, en nou hang sy lewe aan 'n draadjie. En hy vra hierdie een vraag, is U die Messias wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Ek dink dis 'n vraag wat ons vandag nog vra. Dis 'n vraag wat baie mense in ons tyd vra. Is Jesus regtig? Is Jesus wat gebore is? En ek dink almal, selfs die moslems, alle gelowe aanvaar, daar was 'n man soos Jesus op aarde. Hy het in Israel gewoon, almal aanvaar dat hy is in Bethlehem gebore, almal aanvaar dat hy op die ouene in Nasaret gaan bly het, en dat hy saam met sy pa as krynwerker was. Almal aanvaar dat hy 'n besondere rabbi was, dat wonderlike leringe gehad het. Almal aanvaar dat hy gekruisig is. Daar's niemand wat daaroor twyfel nie. Die draaipunt kom om te weet, het hierdie Jesus opgestaan uit die dood? Want as hy lewe kan hê nadat hy dood was, dan is hy anders as 'n gewone mens. En dit maak hom God. Nou, die vraag wat 'n mens seker kan vra hier oor hierdie gedeelte is, hoekom vra Johannes hierdie vraag? Want was hy nie die een wat vir Jesus gedoop het en toe gesê het,
daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem nie? Toe was hy baie seker. Nou skielik is hy nie meer seker nie. Nou voel dit vir hom asof die vaste grond waarop hy gestaan het nie meer so vas is nie. In my en jou wêreld gebeur dit ook, dat ons baie keer, dit wat ons vroeër jare so van seker was, nou skielik het ons vrae daaroor. Nou is ons onseker, is dit die pad wat ons moet loop? Is dit die Here wat voor die tyd het ek gesê, ja, die Here sal altyd daar wees vir my, hy hoor my gebede, hy sal my help. En nou skielik wonder 'n mens baie keer, maar hoor hy, help hy, is hy daar vir my? Het jy al daai vraag gehad? Ek het al daai vraag gehad. Die omstandighede waarin Johannes is, maak dat hy hierdie vraag vra. En dis een van die dinge wat ons vir onsself moet ook erken, is dat partykeer kom my onsekerheid of my swakker geloof, oortuiging, kom as gevolg van die omstandighede waarin ek is, nie noodwendig omdat ek nou begin wonder oor die Here nie. So is dit universeel dat iemand wat ernstig siek is, partykeer wonder, is die Here regtig daar vir my? Hoor die Here regtig my gebede? Sal hy daar wees vir my? Sal hy regtig vir my oor die drempel van die dood help en my in die hemel indra? Sal hy dit regtig doen? Ons weet, die Bybel sê dit, en as ons jonk en gesond is, dan sê ons, dit is hoe dit is. Maar partykeer twyfel mense as jy daar kom. Johannes vertel van Jesus wat die lam van God is, terwyl hy die kragtige prediker is, en die skare stroom van reg oor Israel na hom toe in die woestyn, en hy praat met die mense, en almal hang aan sy lippe. En toe eendag, toe begin hy praat oor die politiek van sy tyd. Nou ek het nou al geleer, baie vroeg in my lewe, dat mense moet uit die politiek uitbly. As jy wil preek, moet jy uit die politiek uitbly. Ek onthou my heel eerste gemeente, ek was so 'n jong papermentjie gewees, daar in die platteland, kom ons en dis verkiesing, dis nog KP en NP dae gewees. En ek onthou toe ons so toe gaan, toe sê die, want almal is in jou gemeente, né? Hulle is daar, die ouens wat daai stalletjie daar beman en hierdie ouens is almal in jou gemeente. So nou moet jy baie versigtig wees vir wie gaan sê jy hallo, vir wie sê jy nie hallo nie. Want nou dan sê hulle, nee, jy stem so en jy dink so. So, dis 'n moeilike stadium daai gewees. In die stad kan jy nog so 'n bietjie wegraak, maar in die platteland is daar nie wegkruipplek nie. En so het ek die dag na die stemlokale toe gegaan met oogklappe aan. Ek het niemand om my gesien nie. Ek het ingestap en ek het gaan stem en ek het omgedraai en ek het uitgestap en na die tyd by die kerk toe vra die ouens, hoekom is jy so ongeskik, hoekom groet jy ons nie? Dis nou een van daai wat ons nou by die huis sal sê, damn if you do and damn if you don't, nee. So, nou, hier kom Johannes en hy waag hom op die politieke terrein. Daar was 3 konings in Israel op daai stadium. Herodes Antipas en Philippus. Elkeen het 'n streek gehad waarin hulle regeer het. Dit was eers een groot streek en toe het hulle dit verdeel in 3, sodat al 3 die kinders elkeen sy eie koninkrygie kan hê. Philippus was 'n saggeaarde ou gewees. Herodes Antipas, kyk, hy was nou 'n karnallie gewees. Hy was 'n skurk van 'n ander water gewees. Hy het 'n teken, 'n seelring gehad. Soos alle konings 'n seelring gehad het. En die seelring het 'n sekere uitbeelding gehad. Elke koning het sy eie seelring gehad. Herodes Antipas se seelring was riete gewees, omdat hy het regeer in Galilea. En daar was baie riete in die see van Galilea, en dit was sy teken. So as hy 'n amptelike dokument na sy onderdane toe wou uitstuur, het hulle dit geskryf, en dan het hy sy seelring in was daarin gesit, en so het almal wat dan nou die seël breek het geweet, hierdie kom regtig van die koning af. Hy het dit gesê. Want julle weet mos hoe dit is, né?
dat ons baie keer kan sê, nee, maar daai een het so gesê, en dan weet daai ene nie is hy het dit gesê nie. Dit was sy manier om seker te maak dat sy woorde sal nie verdraai word nie. Nou Herodes Antipas het 'n oog gehad vir sy broer se vrou. Hy het gedink sy is die mooiste ding op 2 bene. En hy het op die ou einde na haar begin vry. Skelm as sy broer iets anders gedoen het dan hy na haar begin vry. En op die ou einde, sonder dat sy broer Filippus daar geweet het, het hy Herodias gevat en uit sy broer se huis uitgevat na sy eie huis toe en hy het met haar gaan trou en hy het sommer self besluit, nee, daai huwelik was nie wettig nie, ek gaan met hierdie vrou trou. En dit het groot probleme veroorsaak in Israel. Jy kan jou indink, hoe gaan dit nou die politieke prentjie daar omgeklits het? En Johannes het dit gewaag om daaroor iets te sê. En hy het gesê, Herodias en Herodes Antipas, julle is teen die wil van die Here, julle moet nie dit gedoen het nie, julle moes dit so gedoen het. En nou wat doen jy, as jy die koning is, en 'n gewone ou daar iewers wat so 'n bietjie kan preek, sê vir hulle, luister, die koning is verkeerd. En daai tyd het dit nie goed gegaan met jou nie. So hy laat vang toe vir Johannes en hy gooi hom in die tronk. En hier sit Johannes en hy weet sy lewe is aan 'n draadjie. En hy hoor die verhale van sy onderdane wat vertel wat Jesus alles doen. En hy's onseker oor wat hier gebeur. Aan die een kant sê hy, maar as U die Messias is, dan sal U tog seker raak sien dat ek al 'n klomp goeie goed gedoen het, en ek het vertel dat U is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem, en nou lyk dit my het U vergeet van my. En hier sit ek nou in die tronk en dinge lyk haglik en my toekoms lyk sleg en ek is nou onseker. Is U regtig die Messias? Het U gehoor? Het U geweet? Stel U nog belang in my? Of het U my maar net gebruik en my op een kant toe gegooi toe dit nou daarop neergekom het? Het jy al so gevoel? Dat jy dien die Here met jou hele hart en siel en al jou kragte, soos wat die Bybel vir ons sê, maar as jy dan vir hom iets vra, dan kry jy nie 'n antwoord nie. Dan kry jy nie die oplossing nie. Dan kry jy die gevoel van, die Here het my nie gehoor nie. Die Here stel nie regtig belang nie. En dis waar Johannes op hierdie stadium van sy lewe is. Op die ou einde begin Jesus vir hulle 'n antwoord gee. Maar die antwoord is in 2 dele. Aan die een kant is die antwoord vir die volgelinge van Johannes om te gaan sê, gaan kyk na wat ek doen. Gaan kyk na hoe ek optree. Gaan kyk na wat gebeur het. En dan as hulle weggaan, dan begin hy praat oor iets anders. En ons moet die 2 uit mekaar uithou om mooi te verstaan wat hier gesê word. Die eerste ding wat hy doen is hy sê vir hom, Johannes, daar is blinde mense wat besig is om te sien. Daar is krepeel mense wat nooit sou kon loop nie, wat nou skielik kan loop. Daar is dowe mense wat nie kon hoor nie, en hulle kan nou hoor. En dit is dinge wat deur die eeue heen geassosieer was met, as die Messias kom, sal hy die siekes gesond maak. Maar hulle het ook 'n idee gehad, dat as die Messias kom, sal hy die Romeinse juk afgooi. En dis waar Johannes se probleem is. Want die Romeine is in beheer, en Herodes Antipas is een van die gesante van die Romeinse ryk. En hierdie ou gaan nou sy lewe neem, en wanneer gaan hy nou die juk kom afgooi? Wanneer gaan hy dit vir my beter maak? Wanneer gaan hy die wêreld so verander, dat dit vir my werk? Dis waar ons so dikwels in ons eie lewens ook teen mekaar raak. As dit in my lewe sleg gaan, dan dink ek sommer, die Here is nie daar vir my nie. As ek iets vir my wil hê wat vir my die lewe gaan makliker maak, en ek vra dit van die Here, en dit is net stilte, dan sê ek, die Here het nie geluister nie. Die Here stel nie belang nie. Die Here gee nie om nie. Die Here is nie daar vir my nie. Terwyl die Here sê, jy kyk heeltemal verkeerd, jy vra die verkeerde vraag. Kom ek vertel vir jou, my koninkryk is nie hier om die Romeine in die see in te jaag nie. My koninkryk is baie groter as dit. Dit strek baie wyer as dit.
Dit gaan nie om 2, 3, 4, 20, 100.000 mense te laat verander in hulle denke sodat hulle meer dink soos wat ek en jy dink nie. Maar God het 'n plan vir die totale bevolking, vir die biljoene mense wat rondom ons woon. Daarom is Jesus se antwoord nie 'n direkte ja of nee, soos wat ons graag sou wou gehad het. Is U die Messias? Ja, ek is die Messias. En hoe lank sou dit vir Johannes gehou het? Of nee, ek is nie die Messias nie, daar gaan iemand anders kom. Hy gee hom nie 'n direkte antwoord oor dit nie, maar hy sê vir hom, kyk na die werke wat die Messias doen, en dan besluit jy oor wat het die Here al in die verlede vir jou gewys. Die Here sê, my agenda is groter as jou gemak. Dit wat ek doen is baie groter as wanneer, Here. En dan as hy die antwoord gegee het en die mense beginne wegstap van hom af, dan praat Jesus iets wat so kosbaar is. Hy sê vir hulle, julle onthou dat julle 'n prediker gesien het daar in die woestyn wat kragtige preke gepreek het. Hy was nie soos 'n riet wat rondgewankel het in die wind nie. Wat hy eintlik daarmee sê is, ek ondersteun Johannes toe hy gesê het dat hierdie ou is 'n wankelende riet. Ek ondersteun hom in dit wat hy toe hy vir Herodes Antipas gekritiseer het. Want hierdie ou is regtig nie belangrik nie. Hierdie ou dink hy spesiaal, maar hy is glad nie so spesiaal nie. Johannes is groter as hy. Johannes is die een wat meer insig en meer wysheid het as hy. So Jesus is besig om Johannes se hele boodskap te versterk en sê, as koninklikes in hulle magspel dinge doen, dan gaan dit nie ongesiens verby by die Here nie. En Johannes, in jou brooste oomblik sal ek ook by jou wees. En dan bring Jesus 'n laaste gedagte wat hy inbring, wat vir elkeen van ons net so belangrik is. Hy sê, Johannes is die grootste van die profete wat daar ooit was, maar elkeen wat sy oog op die Here rig, elkeen wat die knie buig voor die Here as saligmaker, elkeen wat sê, hy is my Here en my verlosser, daardie persoon is selfs groter as die grootste profeet. Die Here kyk nie na politieke spelle en mense se manipulerende gedrag nie. Hy kyk na iets baie, baie groter en baie dieper. Na elkeen van ons en ons geloofsoog op hom. So hier is 'n paar vrae wat hierdie teks vra aan die einde van die jaar. Toe dit nou die Kersboodskap was die gedagte, is hy die een wat moes kom? En dan kom Kersfees om te sê, ja, hy is gebore. Nou kyk ons na die nuwe jaar en ons sê, daar is vrae wat ons het oor die nuwe jaar. Daar's vrae wat mense het oor God. Daar's vrae, hou hy regtig die hele skepping in sy hande? Is daar nie ander planete daar buite nie? Is daar nie ander lewe op ander plekke wat ons net nie van weet nie? Is die Bybel nie dalk 'n bietjie oudtyds en ons moet 'n bietjie aanpas by die tyd nie? Nee. Ons glo in 'n skepper God wat die hemel en die aarde gemaak het. Ons het net nooit geweet hoe groot dit is nie. Ons ontdek dit net dag na dag na dag. Sien ons hoe dit groter en groter en groter uitbrei. En die heerlikheid daarvan is nog groter as wat ons kan droom of dink. So die vraag wat ons moet vra, is nie, is Jesus die een nie? Is God regtig daar nie? Die vraag wat ons moet vra is, kan hulle, ek en hulle om my, kan ons sien dat hy die Messias is? Kan ons sien dat hy die een is wat moes kom? Kan ons sien dat hy die een is wat die hele skepping in sy holte van sy hand hou? En terwyl hy die groot skepping en alles daar buite in die holte van sy hand hou, dat hy ook vir my, klein mensie, raak sien. En dat ek nooit uit sy hand sal val nie. En dat hy my op my naam
ken, en dat ek vir hom belangrik is, en dat ek spesiaal is. En as 2026 vir jou vreemd en deurmekaar en onseker voel, dan kan ons van hierdie een ding seker weet. Ons Here is in beheer van ons lewens. Hy is in beheer van die skepping, al sê mense wat. Hy het die krag en die mag om bonatuurlik, bo wetenskap om mense te genees, mense te laat loop, mense te laat kyk. En die vraag is, sal ek en jy kyk soos hy kyk? En hoor soos hy hoor, en loop waar hy loop, met die energie en die krag wat hy vir ons beskikbaar stel. En daarom kyk ons met verwagting na 'n nuwe jaar, terwyl ons nie weet wat gaan gebeur nie. Ons weet nie of ons gaan lewe einde volgende jaar nie. Ons weet nie wat als oor ons pad kan kom, en hoe die lewe sy draaie met ons kan loop nie. Maar een ding kan ons van seker wees. God sal die pad saam met ons stap. Daar kan by ons 'n gesindheid van afwagting wees. 'n Koning, die koning van die konings, die Here van die Here, is met Kersfees gebore. En daar is 'n nuwe jaar wat ons hand in sy hand kan sit, en die pad saam met hom kan loop. Amen.